Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM stereo. Hey, it's Wednesday. En 'n hartlike goeiemiddag aan elkeen wat ingeskakel is hier saam met ons, net hier in Mossel Bay se ateljee, al die pad op Eden FM, aksie met reaksie. En ek is Dion. En ek is Karen. En dit is lekker, altyd lekker om op 'n Woensdag met julle te kan gesels. En sommer net so hierdie sprankelende tyd en middel van April amper al weer aan te pak. Hey, maar na al hierdie reën en ja. weer wat sy afgelope tyd gehad het, ons hoop elkeen van julle is daarom veilig en dat nou nie baie skade was nie en dit is regtig nie skade by jou was nie. Ons dra maar uit in simpatie ook vir die wat wel swaar getrek het onder die reënval en die slegte weer. Maar ja, soos dit altyd gaan, ons is hier, ons gesels vandag met julle oor 'n heerlike onderwerp. Heerlike onderwerp. Ja, en ons is vandag hier om 'n bewustheid te verhoog oor die onderwerp wat dikwels oor die hoof gesien word. Parasiete in die liggaam. Ons sal die verskeie tipe parasiete verken, die simptome wat hulle veroorsaak en hoe ons hierdie infeksies op natuurlike wyse kan behandel. So, sit terug en laat ons begin. Nou, die eerste vraag. Wat is parasiete? Ek dink baie mense het elfal die kennis van wat 'n parasiet is. Maar kom ons gaan in. Eerstens. Nee, ek dink eintlik nie so nie. Nee. Ek dink meeste mense dink nie regtig oor parasiete nie. Dit is ook seker waar. Want dit is die basis van alle siektes. Ja, as jy eers indink, eerste ding wat na 'n mense mind toe gaan op 'n parasiet is bosluis. Ja, dis regtig waar nie die enigste soos van parasiete nie, wat ons vandag met julle gaan deel. So, eerstens, wat is parasiete? Parasiete is organismes wat op of binne 'n ander organisme leef, die gasheer, en voordeel trek deur voedingsstowwe te verkry op die onkoste van die gasheer. Hierdie organismes kan verskeie vorms aanneem, insluitend protozoa, helminths, dis wurms, en ektoparasiete soos luise en vlooie. Nou ons weet, luise en vlooie, as mense nou dink diere en katte wat lekker buite tyd spandeer. Voëls. Jy kry allerhande luise. Ja. Allerhande luise, bedluise. Nou, ek dink ons moet sommer ingaan met, ek gaan nie sê bedluise nie, ek het gesê die tipes parasiete. Protozoa. Dit sluit in eensellige organismes soos Giardia en Toxoplasma, wat dikwels via besmet water of voedsel oorgedra word. Helminths, wurms. Dit is meestal indeel in 3 groepe. Nematodes, ronde wurms, Trematodes en Cytodes is lintwurms. Trematodes is vloeks. Ek sal 'n bietjie later verduidelik ten opsigte van vloeks. Nou die voorbeelde hiervan sluit in ronde wurms soos Ascaris, dospelwurms soos Schistosoma en lintwurms soos die varkwurm. Die ektoparasiete. Dit is parasiete wat op die oppervlakte van die gasheer se liggaam leef, soos vlooie, luise en tiks. Ja, dis bosluise. Ja, hulle veroorsaak dikwels jeuk en velirritasies. En ongelukkig veroorsaak dit ook auto-immuunsiektes, soos Lyme disease, wat ek weet dat baie dokters in Suid-Afrika sê onmoontlik is, want jy kry net Lyme disease in Amerika. Nee, daar's baie mense wat al daarmee gediagnoseer is in ons land. En nee, daai bosluis het nie van Amerika af hiernatoe geloop nie. Dis 'n lang verduideliking, maar Lyme disease bestaan. En dit kom van die Epstein-Barr virus af. So, dis een van die ou lekker dingetjies wat ons gaan gesels. Ja, nee, daar is nie vandag tyd vir dit nie. Daar is so baie dinge om oor te gesels. Ons wil net die basiese dinge van Nou, ons wil julle so 'n bietjie
hoe kan ek sê, op momente bring en te speed, want ons het laasweek gesels en eintlik 2 weke terug oor die natuurlike gesondheid en laasweek oor die Wow Mix. So vandag is ons die Parasite mix in Parasite mix in gedagte, maar om julle in te bring van wat dit is en wat dit behels is nie net ja, nee, soos ons laas keer gesê het. Jy gooi deadline op 'n skaap en dan is dit om die poslyse en vloei en alles af te kry nie. Nee, dit is 'n baie meer As jy dit verstaan, intieme ek hou daarvan dat die pasiënte kan verstaan hoekom hulle 'n produk moet gebruik. Nie omdat ek so sê nie. Ja. Hulle moet self kan verstaan hoekom hulle iets nodig het om te gebruik. Soos wat ons ook altyd sê, to go to the root cause, is ook eers om te ontdek waaroor dit gaan. Yes. Ja, nou goed. So dis waaroor dit vandag gaan. Ja, en baie mense besef nie, die simptome wat hulle het, kom eintlik van parasiete af. Dis waarom ek altyd vir mense sê, die eerste ding wat ons doen sommer 'n vinnige detox. Dan maak ons jou skoon en dit sluit natuurlik antiparasitiese middels in en ek werk met alles net natuurlik. So, simptome van parasitiese infeksies, maar daar's baie en hulle is baie vaag. Die simptome van parasitiese infeksies kan wissel, afhangende van die tipe parasiet en die erns van die infeksie. Dit kan dan insluit maagkrampe en buikpyn. Nou goed, dit kan baie dinge wees wat dit veroorsaak. Diarree of hartlywigheid, gewigsverlies, moegheid en swakheid, jekende vel of 'n uitslag, anemie, dis 'n tekort aan bloed, rooi bloedselle, nee? Anemiek, hulle sê altyd ystertekort. Asemhalingsprobleme en dan nog vele meer. Daar's baie dinge wat daardeur veroorsaak word. Nou, jy kan die eetaanpassings maak, want sommige voedselsoorte soos knoffel, eie en pampoenpitte byvoorbeeld, het natuurlike antiparasitiese eienskappe. Om hierdie voedselsoorte in jou dieet op te neem kan help om parasitiese infeksies te bestry. Daar is kruiebehandelings, soos sekere kruie soos swart neemboomolie, dis neem oil, jy kry black seed oil, jy kry olive leaf oil, ek gebruik baie graag tea tree oil wat essensiële olie is, en dan natuurlik, ja, daar's altyd in Dion se sak, in my sak, by die huis is daar altyd tea tree olie, en oregano olie is fantasties vir parasiete ook. Dan sê hulle hier klamvoet en neemblare, maar dis dieselfde as die neemolie, het bekende antiparasitiese eienskappe. Natuurlik, as ek nou so uit my kop uit moet dink, cloves, dis naaltjies, dit is fantasties vir parasiete, want 'n parasiet is nogal 'n moeilike ding om van ontslae te raak. Dit is nie net jy drink 'n ou pilletjie en dan is alles weg nie, want die parasiete het al mooi ge-evolve, hulle steek hulle self so weg, hulle gaan so in stealth mode in. Jy het nodig om nie net die volwasse parasiet nie, maar die eier, die larwe, die volwasse parasiet. Alles moet jy uitwis. Dit help nie, jy vang die volwasse parasiet en hier sit die eier nog nie. Dis hoe vlooie ook werk. Ek wil net sê, vertel vir ons die vicious circle. Die lewensiklus, ja. Van vlooie byvoorbeeld, as jou diere vlooie het, dan weet jy daar's parasiete. So, dan moet jy jou kat of hond ontwurm, jy moet hulle in elk geval elke 3 tot 6 maande, en dan, nie net jou diere nie, jou self ook, want as jou diere dit het, dan het jy dit. Dis net so. So, en dit is ook nie te sê as jou diere dit het nie, dat jy dit nie het nie, want soos ons net nou sal deurgaan, jy kan verskeie goggaatjies optel in kos wat jy nie mooi afwas nie, soos vloeks wat ons net nou van gepraat het, byvoorbeeld wat slakkies is, sulke die van dingetjies. So, jy het nodig om van hulle ontslae te raak, as jou diere byvoorbeeld nou vlooie het, soos ek sê, sorg dat jy 'n produk gebruik, ek gebruik Diatomaceous Earth, wat dan 'n poeierstof is, wat jy dan op jou diere sit, en soos 'n vlooipoeier gebruik, dit is net nie toksies vir jou nie, jy moet net nie dit inasem nie, hulle ook nie, dit is maar poeier, dit is nie lekker as dit op jou longe gaan lê nie, jy das dan al hulle beddegoed en so, ook daarmee in die areas waar hulle gaan lê, en wat lekker is van die food grade wat jy kry,
Jy kan dit by Agri kry, die food grade, en dan kan jy dit by health shops kry. Dis nie op hierdie stadium verkrygbaar by apteke of Dis-Chem of Clicks nie, maar by health shops sal jy dit kry. Julle kan vir Karen ook kontak. Ja, julle kan vir my ook kontak, as julle dit wil hê. Dit kan jy meng, 'n opgehoopte eetlepel in 'n bietjie water en jy drink dit. Ja. En jy kan dit vir jou diere ook ingee, jy meng dit sommer net in hulle nat kossies in. En dan werk dit in op parasiete, interne parasiete ook. So wat lekker is van dit bou ook jou immuunstelsel en dit help om bene sterker te maak. So as hulle dit inkry, maak dit nie net die wande, maagwande en alles binnekant bietjie skoon en skuur dit bietjie skoon nie. En raak ontslaaf van parasiete nie, maar dien ook 'n dual purpose wat dit aanbetref. Ja, dis fantasties. Jy, as ek my katte de-earth, dan sorg ek maar dat hulle bietjie buite bly vir die dag, want hulle is almal een kleur, grys, en ek wil nie daai stof deur die hele huis hê nie. So, dit is soos om jou hand te druk in 'n sakkie sement. Ja. As jy hom uithaal, daar is dit lyk grys. so. Ja, dit lyk so, maar aan die einde van die dag het hulle nou al daai stoffies afgeskit en hulle is mooi skoon, en die beste van alles is, hulle kan dit lek en hulle self skoon lek en hulle gaan geen skade opdoen nie, dis nie giftig nie. Dis nie giftig vir die omgewing nie, inteendeel, dis wat mens dan ook gebruik as jy voëls aanhou. Hulle gebruik daai diatomaceous earth om van die luise van die voëls en so aan ontslae te raak, en jy kan dit ook in jou tuin gebruik. Dis baie goed vir die grond om dit meer vrugbaar te maak, en dan ook om goggas weg te hou. Ja, en dit is nie skadelik vir die plant of vir jou as jy dit sou inkry. Nice. Behalwe, soos ek sê, moenie dit inasem nie, dis soos stof, nie goed om op die longe te gaan lê nie. Glad nie lekker nie. Ja, so dit is nou daai deel. Ek wil net klaarmaak hier ten opsig van die kruiebehandeling. Baie van jou natuurlike kosse het antiparasitiese eienskappe, en die gebruik van hierdie kruie in die vorm van tee of ekstrakte kan dan help om parasiete te bestry. Klapperolie is ook 'n fantastiese antiparasitiese middel. As jy hom op die oomblik wat jy hom op jou lyf smeer of wat jy hom drink, dis baie goed vir diere ook, mens en dier kan dit gebruik. Ek het net nou genoem van cloves, nee, wat naaltjies is. Dis 'n uitstekende antiparasitiese middel, maar nie vir diere nie, dit is giftig, dit is toksies vir diere. So hou dit weg van die, ek is baie jammer daaroor, want dit raak sommer ontslaaf van die eiertjies en so, en die larwetjies. Ja, dit is perfek. Ek het dit in my antiparasitiese mengsel ingemeng, so daai is vir mense veilig, maar nie vir diere nie. Ek sal vir hulle 'n ander mengsel maak. Jy kry ook probiotika en gefermenteerde voedsels. Jou probiotika help om die gesonde bakterieë in die darmes te herstel en sodoende die groei van parasiete te beperk. As jou immuunstelsel laag is, dan is daar geneigtheid tot parasiete, en parasiete neem dan oor. So, as jy dan enige vorm van antibiotika inkry, dan beskadig dit al die goeie bakterieë in jou liggaam. Ek is glad nie 'n voorstander van die antibiotikas wat die dokters voorskryf nie. Daar's baie natuurlike antibiotikas wat geen skade doen nie. Soos byvoorbeeld, en 'n goedkoop een is colloidal silver, wat jy by enige apteek, en selfs in Dis-Chem deesdae koop, en by Clicks en oral by health shops kan jy dit koop. In groot maat somme by Dis-Chem ook. Ek loop ook altyd met dit in my handsak rond. As daar keelseer kom, spuit net 'n bietjie colloidal silver. Jy kan dit selfs gebruik om as jy jou oog ek wil sê amper 'n ooginfeksie het, soos 'n haartjie of iets in jou oog. Enigiets, jy kan hom vir oogdruppel gebruik, vir neusdruppels, vir oordruppels, oral, vir babas, vir ou mense, vir kinders, vir diere, vir alles. En dit het geen neeweffekte nie. En glo my as ek dit sê, dit proe ook net soos amper soos 'n gewone glas water. Ja. Dit het nie 'n snaakse smaak nie, dis rarig. En
Ja, so is dan maklik om dit vir iemand in te kry. Wat ek doen, ek sit sommer elke dag by my katte se vars water gooi. Ek sommer 'n doppie daarby in, dat hulle dit inkry, want dit bou ook jou immuunstelsel. As jy dit vir jou diere wil meng, is nie net soos om 'n pil op 'n brood te sit en te sukkel. Nee, ek hoef nie te sukkel daarmee nie, ja, dis lekker. So, ja, en soos ek sê, dit bou jou immuunstelsel waar normale antibiotika, vir elke kursus antibiotika wat jy drink, wat die dokters vir jou voorskryf, onderdruk jy jou eie immuunstelsel, jy compromise jou immuunstelsel vir 6 maande. En jou immuunstelsel is die ding wat virusse en bakterieë teenwerk, nie? En wat jou gesond hou. So, kry eerder vir jou, en jy kan elke dag voorkomende 20 ml colloidal silver sluk, wat prevention is better than cure. Bou jou immuunstelsel daardeur, hou jou bakterieë vry en daar's geen skade aan nie, en jy voorkom, ek hou daarvan. Jy kan dit spuit op brandwonde, jy kan dit spuit as iets jou gebyt het, so ja, dis, as jy seer gekry het, ek hou daarvan, as daar oop wond is om dit op te sprei, want jy koop die botteltjies met 'n spray puntjie aan ook, en dan druk jy nou nie 'n vuil of 'n stukkie watte in 'n oop wond in wat daar stukkies watte of wat ook al kan bly vassit wat dan geïnfekteer kan raak nie. So dis baie, dit bly skoon. So jy spuit dan net jou colloidal silver oor dit. Ek hou baie daarvan. So ja, ons praat van jou probiotika. As jy nou byvoorbeeld ook, dis hoe ek op die antibiotika ding gekom het, wat jou immuunstelsel compromise dan maak daai antibiotika wat die dokters jou voorgeskryf het ook jou natuurlike probiotika dood, wat goed is vir jou stelsel, en wat dan veroorsaak dat parasiete makliker in jou stelsel kan inkom, omdat daar 'n wanbalans in jou gut is. So gefermenteerde voedselsoorte soos yoghurt, ja, en dis gewoonlik yoghurt wat met die live cultures in het. Die ander gekleurde van die goedjies tel nie hier nie. Dit moet nie fat-free of wat ook al wees nie. Is gewoonlik jou cultured yoghurt. Jou plain yoghurt, full cream, double cream, met die AB, en wat jy kan sien, daar's lewendige kulture, en anders beteken dit niks nie. Dis net 'n lekker happie. Kefir en kimchi, dis alles ryk aan probiotika. Sjoe, ja, dit is redelik 'n lekker mondvol, en ons het nou nog 'n redelik onderwerp om te gaan. So, ons gaan net vinnig op 'n musiekbreek, en soos ons altyd noem, kry julle pen en papier reg, en skryf neer wat ons hierso gaan aanbied. En as julle uitmis op dit, ons laai die programme op YouTube, en ons laai die programme op Spotify ook, so dan altyd 'n referral back is, om dat te kan luister. Maar bly geskakel hier by ons op Eden FM, your voice in paradise, net hier op Aksie met Reaksie. Ons is nou weer terug. Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7. Dit was Love Runs Out van One Republic gewees. Ietsie lekkers om na te luister, net so daai energie, goeie klank, lekker vibes in te bring. Dit is 'n onaangename onderwerp, parasiete. Ja, let the parasites run out. Ja, ons het net nou gepraat van tea tree olie, colloidal silver, naaltjies, oregano, black walnut is natuurlik ontwurmingsmiddels, wat baie goed werk. Pelargonium ook, en klapperolie wat ons net van gepraat het, en neemolie. Nou, wat ook baie help, is verbeterde higiëne. Dis belangrik om goeie higiëniese gewoontes te handhaaf, om die verspreiding van parasiete te voorkom. Dit sluit in die was van hande voor etes en na die gebruik van die badkamer, en dan ook die kook van vleis tot 'n veilige temperatuur. En dan wil ek nou ongelukkig 'n slegte dingetjie meedeel. 'n spanner in the works vir klomp. Varkvleis. Of jy hom rou onder 'n mikroskoop bekyk, of jy hom gaar onder 'n mikroskoop bekyk, of jy hom enigstens onder 'n mikroskoop bekyk, gaan jy bewegende dingetjies daarin sien. Dit is parasiete. Ek het ongelukkig al iemand
ek ken iemand wat parasiete in haar brein ingekom het, dis lintworms. En ongelukkig al wat die dokters vir haar kan doen, is om vir haar medikasie te gee, actually nie vir haar nie, vir die wurms, sodat die medikasie die wurms kan laat slaap. Jy kan sien wanneer daai wurms begin wakker word, dan begin sy haar kop ruk en rukkings en goed kry. Twitches te kry. Ja, dit vreet jou brein. Hoekom wil jy daai kans vat? Die Bybel sê nie verniet vir ons is nie veronderstel om varkvleis te eet nie. Ek weet almal sê, dis so lekker ou bykinkie. Regtig, as jy dit nie eet nie, dan mis jy dit nie. En jou gesondheid dank jou daarvoor. En daai is nie 'n lekker ding om te hê nie, hoor. Stel jouself voor, paar lintworms wat in jou brein rondkrap. Nee, dankie. In 'n neutedop is dit belangrik om bewus te wees van verskeie tipes parasiete wat ons liggame kan infiltreer, as ook die simptome wat hulle kan veroorsaak. Gelukkig kan baie van hierdie infeksies op 'n natuurlike wyse behandel word deur 'n gesonde leefstyl en die gebruik van natuurlike middels. Laat ons saamwerk om ons gesondheid te beskerm teen die onsigbare indringers wat ons liggame kan aanval. Nou, daar is verskeie simptome wat ons net nou al genoem het. Dit kan 'n ligte ongemak wees, soos in die aanvanklike stadiums kan parasitiese infeksies begin met subtiele, onspesifieke simptome soos moegheid, maagkrampe en 'n algemene gevoel van ongemak. Hierdie simptome mag maklik toegeskryf word aan ander faktore soos stres of 'n ligte spysverteringsprobleem. Jy weet mos, dis te algemeen dat hulle spesifiek kan sê, nou het jy parasiete, maar ek het al genoem, almal van ons het parasiete. Almal. Elkeen. So jy moet jouself gereeld ontparasiet. Dit kan veroorsaak dat infeksies nie vroegtydig geïdentifiseer word nie, juis as gevolg van dat dit enige ding kan wees en dalk onbehandeld bly, wat uiteindelik kan lei tot ernstige komplikasies. Kroniese toestande, byvoorbeeld, vir baie mense kan parasitiese infeksies 'n langdurige en 'n kroniese probleem word. Dit kan veroorsaak dat simptome aanhou vir maande of selfs jare sonder duidelike verligting. Dan stel jy nou net voor wat se skade word dan gedoen. Kroniese infeksie kan 'n ernstige impak hê op 'n persoon se lewensgehalte, hul vermoë om hul daaglikse aktiwiteite uit te voer en selfs op sosiale verhoudings en emosionele welstand. Dit kan ook ernstige siektes tot gevolg hê. Soms lewensbedreigde siektes, byvoorbeeld malaria wat veroorsaak word deur die Plasmodium parasiet, is 'n baie ernstige parasitiese siekte wat duisende mense elke jaar in Afrika en ander dele van die wêreld doodmaak. Ander voorbeelde van ernstige parasitiese siektes sluit in leishmaniasis, dit word deur 'n sandvlooi veroorsaak. Slaapsiekte, dit word deur die tsetse-vlieg veroorsaak. En malaria, wat jy in vars water kry, wat parasiete in voorkom. Nou, neurologiese komplikasies as gevolg van parasiete kan die sentrale senuweestelsel affekteer, wat tot ernstige neurologiese komplikasies kan lei. Dit kan simptome insluit soos hoofpyn, duiseligheid, verwardheid en selfs verlies van sensoriese of motoriese funksies. Neurologiese komplikasies kan 'n langdurige impak hê op 'n individu se lewensgehalte en vermoë om te funksioneer. Veral met lintworms, soos ons net nou verduidelik het, in varkvleisies. Nou, die impak op jou gesondheid, wanvoeding, want daai parasiete vreet al jou nutriënte wat jy veronderstel is om in te kry. Dit lei tot wanvoeding as gevolg van verskeie faktore. Dit sluit in die afname van absorpsie en voedingsstowwe in die spysverteringskanaal, die afbreek van voedingsstowwe deur die parasiet en die verlies van eetlus of gewigsverlies as gevolg van simptome soos maagprobleme of diarree. Anemie, soos ons net nou van gepraat het, is bloedarmoede, wat baie mense dit ken as, en ook jy het 'n ystertekort, dis wat hulle altyd vir jou sê. Baie parasitiese infeksies veroorsaak bloedverlies, wat weer kan lei tot 'n tekort aan rooi bloedselle of 'n toestand wat bekend staan as anemie. So you're anemic, right? En baie mense het dit al by die dokters gehoor. Dit kan simptome veroorsaak soos moegheid, bleekheid van die vel, kort asemheid en swakheid. Dit kan 'n persoon se vermoë om hul daaglikse aktiwiteite uit te voer en hul lewensgehalte aansienlik beïnvloed.
Langdurige parasitiese infeksies kan ook lei tot ernstige skade aan organe en weefsels in die liggaam. Dit kan insluit skade aan die hart, lewer, ingewande en ander belangrike organe. Dit kan dan lei tot langdurige gesondheidsprobleme, insluitende die verswakking van die immuunstelsel en die verhoogde risiko van ander infeksies. Want as jou immuunstelsel laag is, dan is jy vatbaar vir allerlei goedjies wat in die ronde ronddryf. En veral as ons hierdie eienaardige weerstoestande het wat ons nou het. Ja, so wat nou plaasgevind het. Ja, Verskriklike hoë temperature en dan ewe skielik yskoue. ja, winter, temperature met wind en reën en dan sit weer net 2 dae daarna is dit weer verskriklike hoë temperature met geen wind en baie son. Ja, ek wil gou ietsie hier noem ten opsigte van Noem dit. as jy besluit om te vas. Dit is 'n fantastiese ding om hulle praat van intermittent intermittent fasting. Wat jy doen, dit beteken jy eet nie elke 5 minute van die dag nie. Ons is heeltemal verkeerd geleer om te sê, jy het 3 maaltye nog. Party mense sê jy tot 6 klein maaltye 'n dag nodig. Nee, wanneer kry jou liggaam dan kans om die res van sy funksies te moet hanteer en na die res van jou liggaam te kan kyk om nuwe selle in so goedjies te vorm. As jy heeltyd besig is om te eet en jou liggaam moet heeltyd fokus op digestion. Dit maak glad nie sin nie. Dit maak net van ons mense wat heeldag kos in ons mond druk en ons het niks anders om te doen dan nie. So as jy dit nou doen, dis 'n baie goeie ding. Ons eet gewoonlik 1 keer op 'n dag. Partykeer 2 keer, maar gewoonlik eet ons 1 keer op 'n dag. En dan is ons ook nie veronderstel om te eet in die aand nie, as die son ondergaan nie. Dan is jou liggaam besig om in sleep mode in te gaan, so niks werk so lekker nie. Maar in elk geval, as jy besluit jy gaan nou op 'n, ek hou nie van die woord eet nie, ek hou van 'n eetprogram, want met meeste mense werke die eet, alles wat jy sien, die eet jy. Want jou brein wil nou net in 'n rebellion gaan as jy vir hom sê, hy mag nie iets eet nie. Ek hou van balans. Ek was in my lewe nog nooit op 'n dieet nie. Ek hou van balans. As jy lus voel om iets te eet, maar jy moet jou liggaam ken. As jou liggaam skoon is van alle parasiete en jy lewe 'n gebalanseerde lewe en eet 'n gebalanseerde wat noem jy dit? Jy het 'n gebalanseerde dieet of 'n eetprogram, dan gaan jou liggaam nie kryf na allerlei snaakse dingetjies toe nie. Nou ek wil nou sê, as jy byvoorbeeld gesien het, jy is nou op 'n vasting en jy het verskriklike kopseer en jy kry swaar, almal sê altyd, ek wil nie op 'n detox gaan nie, ek kry te swaar, ek voel siek, ek voel naar, kopseer. Raai hoekom? Wanneer jy op 'n vasting gaan en jy het al daai goedjies, daai wurmpies wil nie hê jy moet op 'n vasting gaan nie. Hulle kort jou kos. Hulle kort al die nutriënte wat jy vir hulle heeltyd instop. Hulle soek die host van die liggaam. Ja, so dis dan daai kopseer en daai naarwees is wurms, daai wurms wat dan urineer sodat hulle jou kan kry om weer te eet, want dan hou daai kopseer en daai naarheid mos nou op as jy nou weer eet of hoe. Dan sit jy so bietjie arginine en orthonine in en dan sal jy sien binne 20 minute het die wurm se urine geneutraliseer. Dit beteken jy het baie parasiete as dit die geval is. Baie parasiete. So byvoorbeeld, kyk na jou kinders. Het hulle hierdie klein knoppietjies op hulle arms of hierdie klein knoppietjies op hulle gesigte, op hulle vel. As hulle het hulle ten minste 5 tipe wurms. Ten minste 5. Nigtig. Ja. Ons sê altyd vibration, frequency, alles is energie, nee, is alles. Vibration en frequency is alles. Ek gaan 'n voorbeeld noem. As jy byvoorbeeld 'n aspirine neem vir 'n kopseer, dan verander dit jou frekwensie. Daai pilletjie wat jy geneem het, want dan blokke die senuwees sodat jy nie meer pyn voel nie. Nou, jy ontwrig dan hierdie hele storie en dan werk alles nie soos wat jou liggaam bedoel is om te werk nie.
wanneer jy ontwarming doen en 'n warmpil vat of 'n ontwarmingsprogram begin, dan verander jy jou vibrasie, sodat hierdie wurms nie meer in hierdie omgewing kan uithou nie, so nou wil hulle jou liggaam verlaat of hulle gaan dood. Fantasties. Nou moet jy net sorg dat jy jou hele siklus uitwis, jy die volwasse wurm beet gekry, plus jy het sy larwe beet gekry, plus jy het sy eiertjies ontslaaf van geraak, sodat jou lewer, jou longe, jou hart, alles weer ordentlik hulle werk kan doen. Dis baie, baie belangrik om te ontwarm. Ek gaan net weer my nommer los, so julle kan vir my WhatsApp as julle vra hieroor. En as julle van ons antiparasiet mengsel wil beetkry, ek het alles daarin om die hele siklus uit te sorteer. En ons gebruik dit ook, ons gebruik alles wat ons mee praat, met julle hier oor die radio, gebruik ons self, en daar's baie mense wat daarop is alreeds, en dit werk. Ons wil nie allerhande nonsens in ons sisteme indruk nie, ons wil natuurlike produkte in ons liggame indruk, implementeer, soos die Bybel vir ons sê, fruits for food, leaves for medicine. Nou, julle kan vir my 'n bietjie navraag doen, die beste, wel, ons hoef eintlik nie enige scans of enigiets te doen om te sien of ons parasiete het nie, ons het parasiete, almal het parasiete, as gevolg van die water wat ons drink, as gevolg van die lug wat ons insamel, inasem, as gevolg van diere rondom ons, as gevolg van klein kinders, as jy in die grond werk met jou hande, kan jy dit so inkry, as gevolg van goedjies wat jy geëet het. My ma het altyd gesê, en ek sien daai praktyk nogal nie meer so gereeld nie, ek weet ook nie eens of hulle dit in restaurante doen nie, ek hoop so, maar ek weet nie. As jy jou blaarslaai kry, of jou broccoli of wat ook al, breek hy blaarslaai oop, en dat lê hom in water en in sout, sodat daai slakkies, want daar's klein slakkies, en dit land op jou longe en op jou lewer, en liverflukes, baie van rou vis, sushi, groot sondaar wat dit aanbetref, gaan sit hierdie liverflukes op jou lewer, en dan is jy besig om, jy doen 'n detox en alles, maar dit help nie as jy die detox doen, maar die liverflukes is nog lewendig nie. Doen jy die liver detox, maar daar sit die flukes nog, jy moet eers 'n antiparasitiese middel, spesifiek maak vir daai flukes om hulle dood te kry, en dan daarna jou detox doen en jou liver flush doen en liver gallbladder flush doen, sodat jy ontslae kan raak van hierdie goedjies, want dit help veel, jy sit jouself deur die liver gallbladder flush en daar suig die ou liver vloekies, want dit is slakkies, jy sien hulle, jy kan hulle sien, hulle kom uit en jy sien hulle oogies. Skus tog. So, dit help veel, jy het nie van hulle ontslaag geraak nie. Dion kan getuig van hoe lekker dit is om liver gallbladder flush te doen. Dit gaan nou al beter wanneer hy dit doen, ons is veronderstel met elke maand te doen, ten minste 1 keer 'n maand. Toe hy dit die eerste keer gedoen het, net nadat hy opgehou het om vleis te eet, was hy baie siek, want die parasiete was baie erg. So, ja, ons het nodig om ons liggame skoon te kry. Ja, dit is rarig verskriklik, maar soos wat die goeie goeders is, het 'n mens dit nodig, so die teenmiddels is definitief iets om voor te help, en Karen het vroeër genoem, sy gaan 'n nommer gee, so ek gaan ons sommer deurlees, voor ons op 'n musiekbreek gaan. Haar nommer is 081 869 6090, 081 869 6090. Ja, bly ingeskakel hier by ons op Aksie met Reaksie, Your Voice in Paradise, net hier op Eden FM. Ons is nou weer terug. Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life. Also, en welkom terug hier by ons op Aksie met Reaksie. Dit was Nickelback gewees van Song on Fire. En ja, ons het vroeër begin praat oor parasites en die effekte daarvan. So Karen, vertel ons nog 'n laaste bietjie meer.
Ja, ek wil net gou 'n paar highlights, soos ons dit noem, gou deurgaan. Parasitiese infeksies kan deur verskeie metodes gediagnoseer word, insluitende kliniese simptome, laboratoriumtoetse en beeldingstegnieke. Dokters kan parasitiese infeksies vermoed gebaseer op die simptome wat 'n individu ervaar. Dit kan insluit, soos ons gesê het, maagkrampe, diarree, gewigsverlies, moegheid, velirritasies en ander nie spesifieke simptome wat kenmerkend kan wees van 'n parasitiese infeksie. Laboratoriumtoetse is 'n kritiese komponent vir die diagnose van parasitiese infeksies. Dit kan insluit mikroskopiese ondersoeke van stoelmonsters, bloedtoetse om spesifieke parasiet liggame te identifiseer en serologiese toetse om immuunrespons te meet. PCR-toetse kan ook gedoen word om DNS van parasiete in monsters te identifiseer. In sommige gevalle kan beeldingstegnieke soos ultraklank, MRI en CT-skanderings gebruik word om die fisiese effekte van 'n parasitiese infeksies in 'n liggaam te bepaal. Byvoorbeeld, 'n ultraklankskandering kan gebruik word om die teenwoordigheid van lewer en galwurms te bevestig. Die diagnose van parasitiese infeksies kan uitdagend wees, om verskeie redes soos ons reeds bespreek het. Die simptome van parasitiese infeksies kan wissel van persoon tot persoon en hang af van die tipe parasiet en die erns van die infeksie. Dit maak die diagnose soms moeilik, veral omdat baie van die simptome nie uniek is nie en met ander gesondheidsprobleme geassosieer kan word. Die diagnose van parasitiese infeksies vereis soms spesialisvaardighede en toetse. Nie alle gesondheidsorganisasies het die nodige toerusting of personeel om parasitiese infeksies effektief te diagnoseer nie, veral in afgeleë areas. As gevolg van die nie spesifieke aard van die simptome en die tyd wat dit neem om laboratoriumtoetse uit te voer, kan daar 'n vertraging wees in die diagnose van parasitiese infeksies. Hierdie vertraging kan lei tot verdere gesondheidsprobleme en 'n verhoogde risiko vir die verspreiding van die infeksie na ander persone. Die behandeling van parasitiese infeksies hang af van die tipe parasiet en die erns van die infeksie. Dit kan insluit antiparasitiese medikasie. Hierdie medikasie is spesifiek ontwerp om parasiete te bestry en te vernietig. Hierdie is nou 'n voorbeelde van minder natuurlike produkte wat jy kan gebruik, byvoorbeeld albendazole, mebendazole, praziquantel en metronidazole. Die doserings en duur van die medikasies kan varieer afhangende van die tipe parasiet en die pasiënt se gesondheidstoestande. Maar wat ek nou al daar ervaar het ten opsigte van skade aan lewer en niere met daai medikasies, hou ek glad nie daarvan nie. Ek verkies maar jou natuurlike produkte. Nou jou natuurlike terapie, sekere middels en huishoudmiddels kan ook help om parasitiese infeksies te behandel, wat mens elke dag kan eet. Dit sluit in die gebruik van knoffel wat ons net nou genoem het, neemblare, swart neemboomolie en ander kruie wat bekend staan vir hulle antiparasitiese eienskappe. Soos ons gesê het, soos jou naaltjies, jou klapperolie, hulle praat selfs van olyfolie. Nou die belangrikheid van vroeë diagnose en behandeling. Dit is krities om parasitiese infeksies vroeg te diagnoseer en te behandel, om sekere gesondheidsprobleme te voorkom en die risiko van verspreiding na ander individue te verminder. Vroeë opsporing en behandeling kan help om die infeksies onder beheer te hou, voordat dit ernstig raak. En dit geld vir diere ook. Ek hou daarvan, voorkoming is beter as genesing. Het is belangrik om 'n verskaffer te raadpleeg vir 'n korrekte diagnose en behandelingsplan vir parasitiese infeksies. Met die regte behandeling kan hierdie infeksies beheer word en 'n persoon se gesondheid en welstand herstel word. Nou ja, ons kan spesifieke dingetjies vir jou daar meng. Voorkoming van parasitiese infeksies is van kardinale belang vir die bewaring van gesondheid en welstand. Hierdie aspekte is van groot belang om te oorweeg. Was gereeld jou hande met seep en water, veral voor en na die hantering van voedsel, na die gebruik van die badkamer en na kontak met diere. Leer kinders die belang van goeie higiëne en hoe om hulle hande te was. Skoonmaak van voedsel, insluitende groente en vrugte, voor jy dit gebruik. Sout help vir baie dinge. Doen moeite om die huis en omgewing skoon te hou vir al die plekke waar voedsel voorberei en geëet word. Vermy die volgende.
Vermy kontak met besmette grond of water. Beperk kontak met besmette grond of water deur die dra van geskikte skoene buitenshuis, veral in die gebiede waar parasitiese infeksies algemeen voorkom. Voorkom swem of speel in besmette damme, riviere of stilstaande water. Beheer jou vlooie of bosluise en jou omgewing. Hierdie is nou die mees belangrikste dele wat ons met julle bespreek het ten opsigte van wat se tipe simptome ons na kan kyk ten opsigte van parasitiese infeksies. Ek het byvoorbeeld my een kat het verskriklik begin opgooi. Elke keer as hy eet is hy opgegooi en ek het gekyk na wanneer sy laas ontwurm was en dit was presies die probleem. Ek het gou-gou vir antiparasitiese middels ingegee en tada, weg is die opgooi probleem. So, dis baie dingetjies wat jy kan sien. As jy jou diere ken of as jy jou eie liggaam ken en jou kinders ken, raak nie ontslaaf van die parasiete want jy gaan jou liggaam baie goeie guns doen. Al is dit dalk nie 'n oorsaak van 'n simptoom wat jy het nie, doen 'n anti-parasite cleanse, 'n parasite cleanse gereeld op 'n 3 maandelike basis en sorg dat jou liggaam skoon is, jou immuunstelsel en jou liggaam sal jou dank daarvoor en dit help ook net. Ons liggame is ons tempels en ons is veronderstel, hy kan homself heel as ons vir hom die regte tools gee om homself te heel. So, nommer 1 is om ontslae te raak van die dinge, soos 'n parasiet, wat al jou nutriënte opeet. Jou nutriënte voer jou liggaam, dis hoekom ons eet, om nutriënte op te neem. So, as daai parasiet al jou nutriënte opneem, dan kan niks voeding kry nie, jou brein kan nie die voeding kry wat hy nodig het nie, jou hart kan nie, niks kan reg werk nie. So kom ons kyk daarna, ek sal graag julle terugvoer wil hoor ten opsigte van wat gebeur het, nadat julle parasite cleanses gedoen het, hoe lekker voel jy het minder aches en pains, oralste in jou liggaam, en jy kan baie beter funksioneer. So, hier het ons ook nou weer aan die einde van ons program gekom. Hulle sê mos altyd, time flies when you're having fun. Praat ons so lekker, ons het fun terwyl ons van parasiete praat. Maar ja, die fun gaan wees wanneer ons weet, almal is parasietevry. Dit sal fantasties wees, nee Dion? Ja, nee, beslis Karen, en van parasitiese gesprekke af na die einde van ons program Aksie met Reaksie, gaan ons julle groet, tot volgende week toe, en onthou, om vir Karen 'n boodskap te stuur by 081-869-6090 om meer inligting te kry oor die Parasite Mix en wat sy doen om hierdie lekker parasiete van uit te wis. Ja, daar's natuurlik nog jou frekwensie behandelingsmasjiene wat jy ook kry om hierdie tipe van dingetjies uit te sorteer, want ons het vroeër so bietjie liggies aangeraak aan frekwensie. Wat van hierdie goed ontslaa raak, en dit is 'n baie goeie en natuurlike manier om dit ook dan te behandel. Ja, ons groet julle hier uit Mosselbaai se ateljee uit. Ek is Dion. En ek is Karen. Tot volgende week toe, dan praat ons weer. So bly ingeskakel vir die volgende program saam met Paul Amas, die Afternoon Drive, net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Heerlike week. Eden FM, jou stem in die paradys. Met ons Rhythm and Swing sal jy vir meer vra.